Bybelse riglyn nommer 2, om in vergifnis te lewe, is verstaan die belangrikheid van vergifnis. Nommer 1, erken dit. Hoor jy, ek het seer gekry. Hierdie is nie lekker nie. En party van julle, ek sê dit weer, het regtig seer gekry, dat lelike goed in jou lewe gebeur. En nou kom staan ek hier voor en sê, hey Adrian, jy moet 'n bietjie vergewe, hoor. Dis nie hoe dit is vanoggend nie. Hierdie is 'n sensitiewe, ek is sensitief oor waar jy is. Die tweede belangrike ding wat ek en jy moet weet om by 'n punt te kom waar ek in vergifnis lewe, is ek moet verstaan, nie dat dit belangrik is nie, maar hoe belangrik vergifnis is. Dit is verskriklik belangrik. Hoor wat sê Jesus? Jesus leer sy disippels om te bid. Johannes, die disippels kom na Jesus toe. Here, leer ons om te bid, soos wat Johannes sy disippels geleer het om te bid. Nou, dink julle dit is belangrik dat ons sondebelydenis moet doen voor die Here? Julle moet nou sê ja. Ja, dis belangrik. Ek moet my sonde bely voor die Here, sodat ek daarvan kan vergewe word. Maar hoor die woorde wat Jesus kies om my en om jou te leer hoe ons moet bid. Ons moet so bid. Nou, dink jouself in, jy bid hierdie woorde. Dis wat Jesus ons leer om te bid. En vergeef ons oortredings. Julle moet nou verder lees. Kom ek probeer weer. 1, 2, 3. En vergeef ons oortredings. Okay, dit klink 'n bietjie die mekaar, maar julle kry dit, nê? Nee. Sien daai woord soos daar? Hier's wat ek bid. Ek sê, Here, ek sal nie voorbeeld stel van hoe ek wil hê U moet my vergewe. Dis eintlik wat Jesus dan sê. Jesus sê, die fokus is nie op God se vergifnis vir jou nie. Die fokus is eintlik hier op my vergifnis vir ander mense. Okay? Ek dink die punt is duidelik. Na die gebed, dis die enigste artikel in daai hele gebed wat Jesus herhaal. Hy herhaal dit na die tyd. Hy sê in vers 14 tot 15, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook julle oortredings nie vergewe. Sien julle hoe belangrik is hierdie? Sien julle hoe belangrik is vergifnis? Jesus sê, ek en jy moet vir God die voorbeeld stel van hoe ons wil hê hy moet ons vergewe. Nou, dis nie heeltemal hoe dit werk nie, maar wat Jesus doen is, as te ware vat hy die geestelike highlighter en hy sê, luister, vir my is dit belangriker dat jy ander moet vergewe, as wat dit is dat jy moet dink ek moet jou vergewe. Jy's klaar in Christus, hierdie is net vir Christene. Hierdie is nie vir mense wat nie in Christus is nie. As jy sê ek is 'n kind van die Here, ek het Jesus aangeneem, ek is lief vir die Here, dan verwag die Here dit van my en jou. So stem julle saam, hierdie is 'n ernstige saak. As dit wat Jesus sê waar is, dan mag ek dalk met 'n probleem sit. Dan mag ek dalk met 'n groot probleem sit, want in hierdie gelykenis wat ons vertel het, sê Jesus, ek en jy het baie skuld. Ek en jy is die een wat die miljoene rande skuld vir God. En die mense wat teenoor ons te nagekom het, hulle skuld ons klein geld. En Jesus sê, dis hoe ek en jy daarna moet kyk. Nou, ek wil gou hê, daai goed wat mense teenoor jou gedoen het, nê. En dalk was dit groot, ek weet nie. Maar jy moet weet, in die Here se oë, is dit min teenoor wat hy van jou moes vergewe het. En daarom moet ek hierdie ding in gedagte hou. Christus het alles afgeskryf, toe ek hom aangeneem het. Al my sonde, en daarom moet ek ook alles afskryf, wat iemand teen my gedoen het. Ek wil vanoggend vir jou mooi kom vra, as daar enigiets in jou lewe is, wat jy nog nie vergewe het nie, dan moet jy hier kom. Jy moet dit afskryf. En dis 'n besluit wat jy neem voor die Here. En partykeer moet jy daai besluit 3 keer, 4 keer, 5 keer. Partykeer moet jy daai besluit elke oggend neem om te sê, Here, ek skryf dit alles af. Ek skryf dit alles af. Hierdie gedeelte maak dit duidelik. Die Here het my jammer gekry. Ek moet ander jammer kry. Maar wat van as iemand nie jammer gesê het nie? Wat van as iemand nie na my toe gekom het nie? Ons het klaar hierdie punt gemaak. Het ek en jy vir die Here jammer gesê vir alles? Die antwoord is nee. So met ander woorde, ek kan nie jou jammer sê gebruik as die maatstaf waarop ek jou gaan vergewe nie. Want dan verwag ek van die Here om my net te vergewe vir die goed waarvoor ek jammer gesê het. Kan julle sien, daar's 'n probleem net daar. Daar's 'n probleem net daar. So, Efesiërs 4 vers 32, vergewe mekaar. Okay, julle weet wat die woord is, nee, kom ons probeer weer. Vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus Jesus vergewe het. So ons moet mekaar vergewe soos Jesus stel vir ons die voorbeeld.